Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie maandagoggend. En ja, ons is al by Johannes 4, die ontmoeting met Jesus en die Samaritaanse vrou. So kom ons lees dit. Toe Jesus verneem dat die Fariseërs gehoor het, hy werf en doop meer disippels as Johannes, hoewel Jesus nie self gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea vertrek. Hy moes egter deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Dit is waar die fontein van Jakob was. Uitgeput van die reis, het Jesus net daar by die fontein gaan sit. Dit was ongeveer die 6de uur. Daar kom toe 'n vrou uit Samaria om water te skep, en Jesus sê vir haar, "Gee vir my water om te drink." Sy disippels was reeds weg dorp toe om kos te koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe is dit moontlik dat u wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, vra om water te drink? Jode meng immers nie met Samaritane nie." Jesus het haar geantwoord, "As jy die gawe van God geweet het, en wie dit is wat vir jou vra, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou die lewende water gegee het." Die vrou sê vir hom, "Meneer, u het nie eers 'n skepting nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is tog nie belangriker as ons vader Jakob nie. Hy wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en ook sy seuns en sy vee." Jesus het daar geantwoord, "Elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal tot in ewigheid nooit dors kry nie. Die water wat ek hom gee, sal in 'n fontein van water word wat opborrel tot die ewige lewe." Die vrou sê vir hom, "Meneer, gee vir my dan van daardie water, sodat ek nie dors word en hierheen hoef te kom om te skep nie." Hy sê vir haar, "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord, "Ek het nie 'n man nie." Jesus sê vir haar, "Jy sê tereg, 'n man het ek nie. Want jy het 5 mans gehad en een wat jy nou het is nie 'n man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou sê vir hom, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg gaan bid, maar julle sê, Jerusalem is die plek waar aanbid moet word." Jesus sê vir haar, "Vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan, want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid." Die vrou sê vir hom, "Ek weet die Messias kom wat Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak." Jesus sê vir haar, "Ek is die een wat met jou praat." Geliefdes, ons lees tot sover. Hierdie vrou kom water skep, die teks sê op die 6de uur, en ons tyd was dit 12 uur die middag. Dit is 'n warm tyd van die dag. So Jesus is moeg. En hy gaan sit sommer net daar, want hy's moeg. En nou kom sy op hierdie tyd water skep, juis omdat sy 'n geskiedenis het wat maak dat sy nie met die ander vroue van die dorp kan meng nie. En dan gebeur die gesprek tussen haar en Jesus wat dan absoluut weet wat in haar lewe aangaan, waarop sy dan sê, maar dan moet hy 'n profeet wees. En dan gaan die gesprek oor na lewende water, wat sy aanvanklik nie begryp nie, totdat die gesprek gaan oor Christus. En dan sê Jesus vir haar, "Ek is." Dit is wat ons noem 'n ego eimi uitspraak. As jy nou in die Afrikaanse vertaling gaan kyk, in die 2020 vertaling wat ons uitlees, dan gaan jy sien,
daai ek is met hoofletter geskryf. Dit verwys na die tyd toe die Here aan Moses verskyn het, daar by die brandende bos. Toe vra Moses vir die Here, wanneer ek nou vir die Israeliete moet gaan sê, wie het my gestuur? En toe sê God, ek is. En dis presies daai uitdrukking wat Jesus hier gebruik. Wat hy daarmee doen, is hy identifiseer homself as God. Jesus sê letterlik met hierdie woorde, ek is. En daarom sal jy agterkom wanneer ons deur Johannes gaan, daar is 7 sulke ek is uitsprake. Absoluut bevestiging dat Jesus sê daarmee, ek is God. Die mense rondom het dit verstaan ook, want jy sal sien die reaksie van die fariseërs op dit, wat dan sê, maar dit is godslasterlik, wanneer ons verder in die evangelie aanlees. Maar van nou eers, wanneer jy dit hoor, let op, dis deel van hierdie ek is uitsprake. Kom ons staan net 'n bietjie stil by hierdie vrou wat 'n stryd het oor, maar waar moet 'n mens nou aanbid? En Jesus, wat sê, weet jy wat, dit gaan eintlik nie meer oor waar mens aanbid nie, maar dat jy God in gees en waarheid aanbid. Dat ons kan God nie aanbid, net in geboue nie, op heilige plekke nie. Ons kan hom aanbid slegs deur die Heilige Gees, wat die waarheid aan my en jou openbaar, dat Jesus die Christus is. Dis al hoe ons hom kan aanbid. Amen. Here almagtige God, baie dankie ook vir hierdie teks. En ja, Here, baie dankie dat ons U in gees en waarheid mag aanbid enige plek. Dat U nie meer in geboue vasgevang word nie, maar dat U woning nou letterlik by die mense is. Ons eer U daarvoor. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, mag jy 'n baie mooi en ook 'n baie geseënde dag hê. Totsiens.